Goeiemôre vriende, gegroet is elke die wondernaam van Jesus. Net so kort gedagtetjie vir môre. Soos ek ander dag gesê het, maak nie saak waar ons die woord van God oopmaak nie. Die woord van God is inspirerend, dis lerend en ons kan dit neem en ons eie maak. Maar daar in Johannes 14 vers 15 kom ons Here en Verlosser Jesus Christus wat homself vir ons gegee het. En hy sê vir ons hierdie woorde, hy sê as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Nou vriende, gaan hierdie dag in vandag met die wete dat jy nie alleen die pad stap nie, maar met die wete dat jy kan God, jy kan jou Verlosser Jesus Christus se opdragte uitvoer, omdat jy 'n helper het. In Johannes 14 en Johannes 16 het Jesus gesê, is vir julle voordelig dat ek weggaan. As ek weggaan, gaan ek julle 'n ander trooster stuur, die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan kom. Ja, hy het ons oortuig van sonde en geregtigheid, maar hy het ook gekom om ons te leer en ons te lei. Nou vriende, Jesus Christus is die een wat ons verlos het, en daarom moet ons hom eer. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid in Psalm 50:15. En ek sal jou help, maar jy moet my eer. Jy sien, in Handelinge 4 vers 12 sien ons hierdie woorde, dat hy bring die verlossing en niemand anders kan dit nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. So, kom ons aanbid hierdie ware God. Kom ons wees blymoedig in die Here. Kom ons vertrou op die Here. Te midde van die stryd weet ons, hy sal ons nooit begewe, nooit verlaat, nooit in die steek laat nie. Dan altyd in Spreuke 15:15 sê dit gaan sleg met 'n bedrukte mens. So jy het 'n keuse. Wat ga jy maak? Ga jy op jouself staat maak of ga jy op God staat maak? Hy sê dit gaan sleg met 'n bedrukte mens. Die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees. Jy sien, te midde van jou stryd moet jy doen wat Paulus geleer het in Filippense 4 vers 4 en dan gaan ons aan vers 6 en 7. Hy sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. So moenie na jou omstandighede kyk nie. Moenie dat jou emosie oorneem in jou lewe nie. Nee, lewe in geloof met die wete dat God is by magte om te voorsien ver bo wat jy kan vra of wat jy kan bedink, soos Filippense 4:19 sê. En dan gaan jy na die Here toe, want hy sê in Filippense 4 vers 6, bring al jou bekommernis na my toe in gebed met smeking en danksegging. Hy sê, dan sal die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor jou kom. Vriende, jy kan 'n blymoedige mens wees. Blymoedig nie oor die omstandighede nie, maar blymoedig omdat jy God het wat jou deurdra, omdat jy verlos is, omdat jy 'n Here het, omdat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, omdat jy kind van God is, en omdat jy medebroers en susters het. En ons moet vandag ook een ding leer. Ons hoef nie net na God toe te gaan nie. Ons moet daar wees ook vir mekaar. Galasiërs 6:2 sê, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Weet jy vriende, ek sê altyd vir mense wat synig is, dis hoekom nie synig is, as jou hand toe is hy nie oop om te ontvang nie. Gee en jou hand is oop en jy sal weer terug ontvang. Vriend en vriendin, soos ek gesê het, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en natuurlik smeking en met danksegging aan God bekend, soos ek nou gesê, Filippense 4, 6 en 7. Wat sê daai danksegging vir ons? Ons kan so lank dankie sê, dat dit wat ons nou vra is reeds op pad. Onthou net een ding, God gee nie altyd vir ons wat ons wil hê nie, maar dit wat ons nodig het. Jy sien, die Here Jesus is in beheer van alles. Ek wil afsluit met die laaste vers en vir jou sê, God is in beheer van alles. Soos hy sê in Filippense 1 vers 6, die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy volëindig. Hoekom kan hy dit doen? Want hy het self gesê in Johannes 11, 25 en 26, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Mag God die seën, mag hy die Heilige Gees hierdie paar verse op jou tafels van jou hart te skryf, en mag jy getrou die Here dien. Moenie bedruk wees nie, wees blymoedig, maak 'n keuse, lewe vir die Here. God seën jou. Onthou een ding, vaste vers vandag, soos die Dominee Dan altyd sê, as 'n vaste vers, vandag wat ek wil vir jou gee is, jy sal alles ontvang, as jy glo. Matteus 21:22 sê, alles wat jy vra in gebed, sal jy ontvang,
as jy glo, vertrou op God. God seën jou. Totsiens.